Goeiedag, ons is by ons tweede een in hierdie reeks, tweede boodskap in hierdie reeks oor Jesus, vul my met Heilige Gees asseblief. En ons vertrou dat jy vandag sal leer en sal sien wat beteken die koms van Heilige Gees. Kom ons bid net saam. Vader, wat 'n voorreg dat ons hieroor kan gesels. Jesus, dankie dat U in ons lewens inspreek, dankie vir die woord, Heilige Gees, dankie dat U dit lewendig maak in ons harte, en dat ons 'n belewenis kan hê van U teenwoordigheid, en hoe U ons leer in die pad wat ons loop. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Dankie. Amen. Ons gesels oor die koms van die Heilige Gees. En wat dit beteken as ons praat oor die koms van die Heilige Gees. Dis een van die grootste en die wonderlikste werke wat God vir ons kom doen het, is om Heilige Gees vir ons te stuur. Heilige Gees vir ons te stuur. En die koms van Heilige Gees is sekerlik een van die grootste genadewerke van God. Jesus is opgeneem in die hemel, sit aan die regterhand van die Vader, en hy stuur Heilige Gees om in ons te kom woon. En dis so 'n wonderlike ding om te weet dat God in ons is en in ons woon en deel is van ons lewens. En ek en jy kan met hierdie versekering leef dat hy by ons is, met ons is, saam met ons die pad loop. Ons is nie alleen nie, ons is nie uitgelewer aan hierdie lewe, net dat hy met ons kan maak wat ons wil nie. Ons het Heilige Gees wat ons lei, stuur, rig, help, wat Jesus se woorde vir ons lewendig maak, wat die woord vir ons lewendig maak, en wat vir ons help in die pad wat ons loop, wat vir ons Jesus wys, wat vir ons die Vader wys, wat vir ons wys hoe om hierdie lewe te loop, wat vir ons die karakter van Christus openbaar. Dit is 'n onbeskryflike, wonderlike ding, dat Heilige Gees gekom het na die aarde toe, en nou in ons woon, en dat ons sy heerlikheid kan sien en ervaar en beleef. So, as ons praat oor Heilige Gees se koms, dan praat ons nou van 'n definitiewe aksie, 'n definitiewe gebeurtenis. Dis nie net ons wonder daaroor nie. Ons weet wat dit is, en ons weet hoe dit is, en ons gaan nou na die woord kyk, en dis wat ons wil doen. So, kom ons begin deur die vraag te vra, van wanneer af is die Heilige Gees op die aarde? So, as ons nou 'n bietjie daaroor dink, van wanneer af is Heilige Gees op die aarde? En tog, as ons die woord lees, sê die woord vir ons, Heilige Gees moet nog kom, of Heilige Gees moet kom. Maar ons weet, dat Heilige Gees van die begin af op die aarde is. Die woord leer het vir ons in Genesis, dat die Gees van die Here het gesweef oor die waters. So ons weet, Heilige Gees is nog altyd hier. Maar nou sê die woord, hy moet kom. So, wat beteken dit? Wat beteken dit? En ons gaan by 'n paar plekkies stil staan en 'n paar skrifdele bietjie deurwerk. In Johannes 16 vers 13 sê hy, want wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So, Jesus sê, al is die Heilige Gees op die aarde, en al is die Heilige Gees in die omgewing, en al is hy gevul met die Heilige Gees, en al het hy op 'n stadium oor sy disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees, sê hy, Heilige Gees gaan kom. So met ander woorde, hierster is 'n gebeurtenis wat moet plaasvind rondom Heilige Gees wat kom op 'n spesiale wyse in ons lewens. Johannes 15:26 sê hy, maar as die Trooster gekom het,
wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan. Hy sal van my getuig. So hier sê hy, die trooster wat die Heilige Gees is, moet kom. So daar's 'n spesifieke iets wat moet gebeur, Heilige Gees moet kom. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die trooster, die woordjie daar, die Aros Parakletos, die ander een van dieselfde soort as ek, sal hy nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. So daar's 'n definitiewe gebeurtenis wat moet plaasvind. Jesus sê, as ek weg is, sal ek hom stuur. So daar's 'n gebeurtenis wat moet plaasvind nadat Jesus verheerlik is. Johannes 7:39 sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hoe kan ek dit nou probeer verduidelik, dat ons dit sinvol verstaan? So Heilige Gees is daar, maar hy is nog nie daar nie. Heilige Gees is van die begin af op die aarde, ons sien hom oral werk, deur die hele Ou Testament. Ons sien hom in die begin van die Nuwe Testament, in die evangelies met Jesus, voordat Jesus nou opgeneem is in die hemel, voordat hy verheerlik is, was hy alreeds daar. En tog sê die woord, Jesus sê self, Heilige Gees is nog nie daar nie, want ek is nog nie verheerlik nie. So, kom ons kry iemand baie belangrik. Maak nie saak wie dit is nie. Ons noem die persoon Piet. Piet is 'n geweldige belangrike persoon, 'n persoon met baie aansien, 'n persoon wat almal graag mee wil tyd spandeer en praat en al die goeters. En ons hoor Piet gaan kom Stilbaai toe, hier waar ons nou is. En daar's 'n opgewondenheid, want Piet gaan kom. En dan kom daar 'n dag en ek kry 'n WhatsApp hier op my foon en sê Piet het gekom, Piet is hier. Maar ek het nog nie vir Piet gesien nie en ek het Piet nog nie beleef nie. Ek weet net Piet is hier, hy is hier. Hy's iewers, ek weet net nie waar nie. Maar hy is definitief hier. Hy is nie dat hy nie hier is nie. En dan sê maar 'n uur later, dan hoor ek nou daar klop iemand aan die deur. En ek maak die deur oop en hier staan Piet reg voor die deur. En ek sê, "Hey Piet, welkom, kom in." En hy kom sit daar by ons in die sitkamer en ons kuier en gesels en ek vat my foon so skelmpies hier onder en ek stuur gou-gou vir my vriende en sê, "Piet het gekom." So, Piet was hier, maar nou het Piet gekom op 'n spesiale wyse. So as ek nou sê in die begin gesê Piet is hier, dan was hy hier. Maar nou is Piet hier. So Heilige Gees, Jesus sê Heilige Gees is hier. Die woord leer ons dit. Maar Heilige Gees gaan kom. So daar's 'n spesifieke geleentheid en 'n spesifieke gebeurtenis waarna Jesus en die woord van God ons verwys, die evangelies ons verwys, iets gaan gebeur, Heilige Gees gaan kom. En nie net die evangelies nie, want ons lees dit ook in die Ou Testament, in die profete en ons gaan 'n paar tekste daarna verwys. So die gee en die ontvangs van die Heilige Gees is 'n belangrike begrip. En ons gaan 'n bietjie net daaroor gesels. Wat gaan nou, dit gaan gepaard met die koms van Heilige Gees na die aarde toe, na ons toe, na die mens toe. So Handelinge beskryf 5 geleenthede waar ons lees oor die koms van Heilige Gees en die gee van Heilige Gees en die ontvang van Heilige Gees. Soos die persoon wat hier is, Piet wat hier is,
Maar nou is Piet by my voordeur en ek moet hom ontvang. Ek stap na die voordeur toe, ek maak die deur oop en hier staan Piet en ek sê, "Wow, Piet, jy's hier. Dis so wonderlik, kom in." Ek ontvang hom. Hy is hier, maar ek ontvang hom. So, ons gaan na daai begrippe kyk. Kom ons begin by Handelinge 2 vers 1 tot 4 en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur en hulle wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou, hierdie gedeelte praat nie direk van die koms van die Heilige Gees of die ontvang van die Heilige Gees nie. Maar as jy nou net 'n entjie verder lees en ons sal nou daai skrifdeeltjie lees, Handelinge 10 vers 47, dan bring Petrus dit in lyn met die ontvang van die Heilige Gees. So ons sien by die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en ons almal ken daai gedeelte in die woord. Heilige Gees is uitgestort oor almal wat daar was. So Heilige Gees het nou gekom maar hulle het ook Heilige Gees ontvang. So Petrus trek dit in lyn vir ons om te sê dis toe Heilige Gees gekom het, gegee is, maar ons het ook, daai mense het ook Heilige Gees ontvang. Ons lees in Handelinge 10 vers 47. Niemand kan tog die water beheer, dis nou waar Petrus nou praat, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word. So, waarna verwys Petrus as hy sê, net soos ons? Hy verwys na Pinksterdag, toe Heilige Gees uitgestort is, toe Heilige Gees gekom het. So Heilige Gees het gekom, en hy sê, ons het Heilige Gees ontvang. Nou praat Petrus oor Kornelius, vir wie hy die boodskap van verlossing en redding kom verkondig het, nadat hy die doeke, julle onthou dit, die doeke uit die hemel sien neerdaal het, en Here met hom gepraat het, en hy gegaan het, en hy is besig om, terwyl hy besig om te praat, toe vul die Here hulle met die Heilige Gees, toe kom Heilige Gees oor hulle, en Petrus sê, hulle het Heilige Gees ontvang, presies soos ons. Die uitstorting van die Heilige Gees het ook by hulle plaasgevind, en hulle het Heilige Gees ontvang. Die tweede plek waar ons lees, Handelinge 8 vers 17, en hulle het toe hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Dis die gelowiges in Samaria, nadat hulle geleer is, en hulle Jesus aanval het as hulle saligmaker en Here en verlosser, is hulle geleer, en hulle het laat die hande opgelê, en vir hulle gebid, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Die derde plek waar ons dit lees, is in Handelinge 9:17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Handelinge 9 vers 17 sê vir ons, vertel vir ons hierdie verhaaltjie van Saul, wat later Paulus is. Wat, julle ken die storie, Jesus het aan hom verskyn, hy het van die perd afgeval, op die grond gelê, hy is blind, en hy gaan na hierdie huis toe, en hy bly daar, en die Here stuur vir Ananias na hom toe, en hy sê, ek kom bid vir jou, sodat jy kan sien, en sodat jy gevul kan word met Heilige Gees, sodat jy Heilige Gees met ander woorde kan ontvang, dis aan hom gegee, Heilige Gees. Handelinge 10:45, dis die vierde plek, en 7 vers tot by vers 47, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak.
Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water weer van hierdie mense, wat net soos ons Heilige Gees ontvang het nie. Wat net soos ons Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Petrus in die hoofman oor 100, in Caesarea, Cornelius, en hy praat met hulle, bid saam met hulle, of vertel hulle van Jesus, en hulle kom tot bekerings, gevul met die Heilige Gees. Hoe weet hulle is gevul met die Heilige Gees? Want hulle hoor hoe hulle in tale praat. So en hy sê, hulle het net soos ons Heilige Gees ontvang. Net soos wat Heilige Gees gegee is, en hulle het Heilige Gees ontvang. En dan die laaste plek in Handeling waar ons lees oor die vervulling met die Heilige Gees, Handelinge 19 vers 2, en hulle het gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Dis die volgelinge wat op bekering gekom het in Efese. In vers 6, hier is nou vers 2, in vers 6 lees ons, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom. So hy vra, het julle die Heilige Gees ontvang? Met ander woorde, het julle hom ontvang, het julle hom gevat? Hy is gegee, julle moet hom vat. Julle moet die vervulling met die Heilige Gees, hulle sê, ons weet nie eens dat daar 'n Heilige Gees is nie. Paulus bid vir hulle, lê vir hulle hande op, en hulle word gevul met die Heilige Gees, en begin spreek in allerlei tale. Nou, sommige dele van die briewe, en ons gaan nou na 'n paar teksverse kyk, wys ook op die gee en die ontvang van Heilige Gees. Romeine 5 vers 5. En die hoop is kalm nie, omdat die liefde van God in ons is, in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So Heilige Gees is aan ons gegee. Ons lees in Romeine 8 vers 15. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Gee, in dieselfde hoofstuk, Romeine 8, gee en ontvang. Gee en ontvang. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het evenwel nie 'n gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, naamlik ons wat God, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So ons het die gees ontvang, nie die een wat in die wêreld is nie, maar die gees wat uit God is ontvang, sodat ons kan weet wat hy ons geskenk het. Hy het ons Heilige Gees geskenk, ons het Heilige Gees ontvang. So die koms van die Heilige Gees, as ons lees die breë begrip van die koms van die Heilige Gees, word uitgedruk in terme van gee en ontvang. En dit is duidelik in Handelinge en ook in die briewe lees ons dit. So dis 'n geskenk, en omdat dit 'n geskenk is die regte reaksie van die mens om Heilige Gees te ontvang. So dis die ontvangs van die Heilige Gees. So woorde soos gee en ontvangs van die Heilige Gees, as jy dit lees, het te doen met die koms van Heilige Gees. So kom ons gesels 'n bietjie oor die voorbereiding van die koms van Heilige Gees. So miskien moet ek nou net gou eers net hier ietsie stop en net ietsie bysê. As jy 'n kind van God is, jy is 'n wedergebore kind van God. Waar is Heilige Gees? Waar is hy? Hy is in my. Die woord van die Here sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. So Heilige Gees woon in my. Maar tog, wanneer ons lees in Handelinge, en ons lees in die briewe, in die verskillende briewe wat geskryf is binne in die evangelies, of in die Bybel, Nuwe Testament, lees ons dat Heilige Gees gegee word aan mense wat reeds die Heilige Gees in hulle het. So Heilige Gees is in ons het hom, want sonder Heilige Gees kan ons nie kind van God wees nie. So Heilige Gees is in ons, maar tog leer die woord ons, hy gaan kom, so hy gaan gegee word, en ons moet hom ontvang.
wat vir ons baie duidelik sê, daar's twee gebeurtenisse wat plaasvind in terme van Heilige Gees in ons. Die eerste een is by wedergeboorte, wanneer Heilige Gees in my kan woon, en hierdie is die tempel van die Heilige Gees, so hy woon in my. En die tweede een is 'n gebeurtenis wat deur Jesus Christus, deur die evangelies, die evangelies, in die Ou Testament, as 'n profesie verklaar is, gesê is, dat Heilige Gees gaan kom. So ons moet duidelik sien, dis twee gebeurtenisse. So wat is die voorbereiding dan nou vir die koms van die Heilige Gees? So, in die eerste plek, dit is 'n belofte van die Vader af. Daar's baie beloftes in die Bybel, maar die belofte van die Vader, die terme belofte van die Vader, het hoofsaaklik te doen met die koms van Heilige Gees na die mens toe, na die aarde toe, na ons toe, na hierdie tempel toe. So dit het, as ons praat van, as jy praat van die belofte van die Vader, het dit hoofsaaklik te doen met daai gedagte van die koms van die Heilige Gees. In Lukas 24 vers 49. Hy sê, en kyk, ek stuur, Jesus praat nou, hy sê, kyk, ek stuur julle die belofte van my Vader. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in Jerusalem gaan bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem al weg te gaan, maar om te wag op wat? Die belofte van die Vader. Wat julle het hy gesê van my gehoor het. So Jesus sê, ek het julle vertel van die belofte van die Vader. So julle moet daar wag vir die belofte van die Vader. Handelinge 2:33 sê, en nadat hy deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit, Heilige Gees, uitgestort wat julle nou sien en hoor. Wie sê aan die woord? Petrus, na die uitstorting van die Heilige Gees. Nou praat hy met die klomp mense wat daar staan in verbasing, en hulle oogies is groot, want hulle sê, is hierdie ouens nie gedrink hierdie tyd van die dag al nie? Hy sê, nee, hierdie mense is vervul met die Heilige Gees. Dis die belofte van die Vader. Die vervulling met die Heilige Gees. Nou, daai mense wat daar vervul is met die Heilige Gees, was hulle kinders van God? Ja, hulle was kinders van God. Het hulle Heilige Gees reeds in hulle gehad? Ja, hulle het Heilige Gees in hulle gehad, want hulle kan nie kinders van God wees, hulle kan nie volgelinge van Jesus wees. Jesus se, en ons het dit in die vorige sessie, het ons daarna verwys, die geloof in die heilswerk van Jesus Christus. Hulle het dit aanvaar en hulle sin gemaak en tot wedergeboorte gekom, en die oomblik toe dit gebeur, is Heilige Gees binne in hulle. So, hulle het Heilige Gees. Heilige Gees is hier, maar hulle moet hom ook ontvang. Hy het ook gekom. So dis waarna Petrus verwys, na die belofte van die Vader. Handelinge 2, vers 38, 39. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe. En kyk nou wat sê hy, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here naam sal roep. En hierdie is 'n verskriklike belangrike vers, veral vir mense wat 'n belydenis het, dat dit nie meer, dat die belofte nie meer van toepassing is op ons hedendaagse mense nie. Dit is bedoel vir ons almal. So, terwyl Petrus besig is om te praat, sê hy vir hierdie mense, nou, wie is hierdie mense met wie hy nou praat? Julle sal onthou, in hierdie gedeelte, net voor hierdie deel wat ons nou net gelees het, kom Petrus en dan sê hy,
Hulle is van die meerders, hulle kom uit verskillende lande, hulle noem hulle so, die verskillende landstreke waaruit hulle kom. En die mense het daai landstreke en daai areas waaruit hulle kom, se taal gepraat, want hulle het gesê, ons hoor hulle in ons eie taal, hoe hulle besig is om God se naam groot te maak. Nou kom Petrus, en hy sê, sien julle wat nou hier gebeur het? Hierdie, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal vervul word met die Heilige Gees. Julle sal die belofte van die Vader ontvang, bekeer julle. Jy kan nie tot bekering kom sonder Heilige Gees nie. As jy die oomblik as jy tot wedergeboorte gekom het, is Heilige Gees in jou. Hy bly binne in jou, en hy is deel van jou lewe. En tog sê hy, nadat jy bekeer het, laat jy doop, nadat jy gedoop is, sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. So Heilige Gees sal kom, en jy moet hom ontvang. Dis 'n gebeurtenis na wedergeboorte. Nadat Heilige Gees reeds binne in jou woon, is daar iets anders wat moet gebeur. En nou sê hy kyk nou hierdie mense, hy sê, want die belofte van die koms van die Heilige Gees, wat van Vader af kom, die belofte, sê hy, kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, en nou sê hy die woorde, en almal wat die Here na hom toe sal roep. En dit sluit my en jou, wat in 2025 hier op aarde leef, want hy het ook ons na hom toe geroep. Daardie mense sou nou na hulle verskillende huise toe gaan, dorpe toe gaan, oral waar hulle gaan, en hulle kon by hulle mense kom en sê, ons was daar, en ons het hierdie onsaglike gebeurtenis gesien, en ons het tot bekering gekom, en ons het ons laat doop, en ons het ook die gawe van die Heilige Gees ontvang, en hierdie selfde gawe wat ons gevang het, kom julle toe. So nou kan ons vir julle bid, dat julle ook Heilige Gees kan ontvang. Dis nie iets wat net op die oomblik en die dag van Pinkster plaasgevind het nie. Dit het herhaaldelik dan weer en weer gebeur, en ons het nou net in Handelinge gelees, van 5 keer, waar ons sien dat Heilige Gees weer uitgestort is, en waar hy praat oor die koms van die Heilige Gees. So, dis duidelik dat die koms van die Heilige Gees 'n deurlopende gebeure is, wat nie opgehou het op die dag van Pinkster nie. So die belofte van die koms van Heilige Gees is vervul op Pinkster, maar is nie beperk tot 'n enkele gebeurtenis net op Pinksterdag nie. Dit hou aan en aan en aan, sodat elkeen wat deur God geroep is, hierdie belofte kom elkeen toe wat deur God geroep is, van daai tyd af tot vandag toe. So, die belofte kom ook jou toe. Die vervulling met Heilige Gees, die ontvangs van Heilige Gees. In Handelinge 10, 45, 47 lees ons, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees, die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus gespreek, en niemand kan tog die water weer van hierdie mense, wat net soos ons Heilige Gees ontvang het, en dat hulle nie gedoop word. So hier word nie direk verwys na die belofte van die Vader, wat nou die heidene toe kom nie. Maar hy trek dit in verband met, net soos ons, wat in Handelinge 2 was, het ons Heilige Gees ontvang, en daar het hy gesê, dis die belofte van die Vader. So dis dieselfde belofte, wat in vervulling kom, 'n hele ruk nadat Heilige Gees uitgestort is, op die apostels en die disippels, wat in die boefretrek by mekaar is.
Met ander woorde, as ons nou vra, kom die belofte hulle toe? Ja, hier staan, hy sê die gelowiges uit die besnydenis, in verbasing, wel hier vul God hulle met Heilige Gees. Heilige Gees word ook op hulle uitgestort. En hulle kon dit sien en hoor. En hy sê maar, dan moet dieselfde van toepassing wees op die heidene. Die belofte van die Vader kom julle toe. En julle nageslagte. En almal wat dan daar ver is. Dit beteken, al die heidene, die belofte kom al die heidene ook toe, wanneer hulle tot bekering kom. So hierdie belofte het nie opgehou, die koms van die Heilige Gees, het nie opgehou op Pinksterdag nie. Dis weer en weer en weer en weer daarna het dit gebeur, en dit hou aan, en dit sal aanhou, totdat Jesus ons kom haal. Galasiërs 3 vers 14. Hy sê die volgende: sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Die belofte van die Gees, die belofte van die Vader, uitstorting van die Heilige Gees, 'n gebeurtenis na wedergeboorte. Hy sê sodat die seun van Abraham, hy sê dit nou hierbo, dat die seun van Abraham na die heidene toe kan gaan. Okay? In Christus Jesus. So met ander woorde, redding en verlossing in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So Paulus skryf van die Galasiërs 'n brief en sê, die evangelie is ook aan die heidene verkondig, en hulle kan die belofte wat die seun van Abraham, die seun van verlossing, die seun van die uitkoms wat God vir Abraham beloof het, dis ook julle sin deur Christus Jesus, ons Here en die Verlosser. Hy sê maar, dat ons, en as hy nou praat van ons, dan praat hy van my en julle Galasiërs, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So, as ek glo, kan ek die belofte van die Gees ontvang. Dit beteken, as jy glo, kan jy die belofte van Gees, van Heilige Gees, die belofte van die gee van die Heilige, die koms van Heilige Gees, is ook joune, is ook myne, en ons ontvang dit in geloof. Efesiërs 1 vers 13. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Nadat julle geglo het, het julle die Heilige Gees ontvang, en julle is verseël deur die Heilige Gees van die belofte. So al hierdie boeke, in hierdie skrywes, in Galasiërs, en in Efesiërs, dui op die belofte van die Vader, wat ook in vervulling gekom het, na Pinksterdag. So dit het nie opgehou met Pinksterdag nie. By implikasie is al die verwysings in die briewe oor die gee en die ontvangs van die Heilige Gees 'n vervulling van die belofte van die Vader. So die belofte is vervul op Pinksterdag, maar is 'n aanhoudelike, onophoudelike gebeure vir alle geslagte daarna. Nie net vir die mensies wat daar gestaan het en hulle nageslagte nie, vir alle geslagte daarna. Dit sluit dan nou ons geslag en ons kinders en hulle se kinders almal in. So kom ons kyk na wat sê die woord oor die koms van die Heilige Gees en die verheerliking van Christus. So na Jesus se opstanding en die hemelvaart, het Jesus gaan sit aan die regterhand van die Vader. En vanuit hierdie posisie van verheerliking het hy Heilige Gees gestuur.
Handelinge 2:33 sê het vir ons. Nadat hy deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort. Dis wat julle nou sien en hoor. So hy het die Heilige Gees uitgestort op die mense. Lukas 24:49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad van Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So die vervulling van die belofte van Jesus het in uitvoering gekom nadat hy opgehef is en verhef is na die ereplek langs die Vader. Stuur hy Heilige Gees na ons toe. Johannes 7:39. En dit het hy gesê, wat die Gees van die Gees wat die sou ontvang, wat aan hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Eers die verheerliking, dan die koms van die Heilige Gees. Maar nou kom ons stop gou net by hierdie versie, die enetjie hierbo. Hy sê vir ons nou daar, die Heilige Gees was daar nog nie. En tog lees ons dat Jesus gevul is met hom. Johannes, die doper sê, ek het die Heilige Gees op hom sien neerkom soos 'n duif. Jesus self blaas op sy disippels en sê, ontvang die Heilige Gees. Heilige Gees is van die begin af op die aarde. So waarna verwys Jesus as hy sê, op die woord vir ons sê, want die Heilige Gees was daar nog nie. Hy verwys na 'n spesifieke gebeurtenis wat sou plaasvind, die uitstorting van Heilige Gees in ons harte en in ons lewens, wat sou kom nadat hy verheerlik is. So, kom ons kyk gou na die proses van die stuur van Heilige Gees. Johannes 14:16 sê, en ek sal die Vader bid, Jesus, ek sal die Vader bid, en hy, Vader, sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Heilige Gees was reeds op die aarde, is beweeg op die aarde. Onthou ons nog gepraat van die belofte wat kom, né, soos Piet, hy's hier, maar eers wanneer hy by my deur inkom, in my huis inkom, eers wanneer ek nou na hom toe kan stap en hom 'n druk gee en sê, hey Piet, ja, so great om jou te sien, dan kan ek sê, hy het gekom, want nou is hy hier, by my. En met Heilige Gees, is dit nie net hier by my nie, is hier in my. So Heilige Gees is in ons, en deel van ons lewens. Johannes 14:26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. So, die vorige vers sê, as ek daar kom, sal ek die Vader bid, en hy sal Heilige Gees stuur. Hy sê, en die Vader sal Heilige Gees in my naam stuur. En dan sê hy wat hy sal doen, hy sal julle alles herinner, en aan alles wat ek vir julle gesê het, vir julle herinner daar. Johannes 15:26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, kyk gou nou hierdie woorde, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Johannes 16:7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. So kom ons kyk gou na die proses. So die Vader gee die Heilige Gees op versoek van Jesus. Die Vader stuur die Heilige Gees in Jesus se naam. Jesus sal die Heilige Gees stuur van die Vader. Jesus stuur Heilige Gees. Vervul ons met Heilige Gees. So dis 'n progressie van die Vader na die Seun na die mens. Die Vader is die hoofgewer van Heilige Gees, soos hy ook
Jesus vir ons gegee het, is hy die gewer van die Heilige Gees. So die oomblik as ons die Vader se primêre rol duidelik sien en is vir ons duidelik, dan sien ons Jesus se integrale betrokkenheid en hy tree na vore en word Heilige Gees deur hom na die mens gestuur. Met ander woorde, soos wat Jesus die brug word tussen die mens en die Vader, is hy ook die brug tussen die Gees en die mens. Is Jesus nie wonderlik nie? Dis wat hy vir jou en my kom doen het. So Jesus wys vir ons die perfekte balans in God se drie-eenheid. As hy sê, ek sal die Gees stuur, maar die Gees kom van die Vader. En die Gees sal na julle toe kom. So al drie is betrokke. So elke gebeurtenis in die Bybel wat te doen het met die gee van Heilige Gees, is dus deur Jesus Christus, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. So dis deur Jesus Christus wat ons Heilige Gees ontvang. So kom ons gesels net gou oor die koms van Heilige Gees en saligheid. Want dit is belangrik dat ons dit verstaan. In elke deel van handeling waar ons te doen het met die gee en die ontvangs van Heilige Gees, speel redding en verlossing en saligheid 'n geweldige belangrike rol. Dis die voorbereidende stap vir die koms en die ontvangs van Heilige Gees. Handelinge 2:38-39, en Petrus sê, bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here na hom toe sal roep. So hierdie roeping van waarvan hy hier praat, wat God na hulle toe roep, is die roeping tot redding, die roeping tot verlossing. So elkeen wat reageer op die roeping, gaan tot bekering kom. Hy sê, en daarna, na bekering, sal jy Heilige Gees ontvang. Matteus 22:14. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. En ek dink is noodsaaklik dat ons 'n bietjie praat oor die roeping en die uitverkiesing. Ons het hierdie gedagte wat baie mense baie dik boeke oor geskryf het en baie te sê, maar eintlik glad nie 'n ingewikkelde ding is nie. Ek dink baie keer wanneer ons teologie bedryf, maak ons dit ingewikkeld. Hy sê baie is geroep, maar min is uitverkies. Wil dit nou vir ons sê dat God roep iemand, maar hy kies hom nie? Sal God jou roep na hom toe? En wanneer jy reageer, dan sê hy vir jou, nee, sorry, jou naam is nie op die lysie. Jou naam is nie op die lysie nie, jy kan ongelukkig nie inkom nie, jy is nie uitverkies nie. As ons die skrifdeel net so lees, wat hy nou hierbo ontstaan, daai skrifdeeltjie, as ons dit net so lees, dan is dit wat ons min of meer kan redeneer. Die ding is net skrif verklaar skrif. So ek kan nie net een deeltjie vat en sê, okay, en ek bou 'n hele teologie rondom 'n paar woorde wat in 'n lyn staan. Ek moet die hele skrif in sy geheel vat. En uit daai raamwerk uit, bou ek my teologie. En in die konteks van die uitverkiesing en die roep en die uitverkiesing, is dit net nie logies dat Vader mense roep nie. Inteendeel, sê die woord nie vir ons, dat hy nie sy wederkoms uitstel, soos wat ons dit as uitstel ervaring beleef nie. Hy sê, want God wil nie hê dat een sal verlore gaan nie. Sal hy dan nou 'n verklaring maak, soos, ek wil nie hê een mens moet verlore gaan nie, maar ek het voor die grondlegging van die aarde af reeds besluit, Kobus sal reageer, Piet sal reageer, Fanie, nee, ongelukkig nie, Gertjie, nee, Sunny,
Sonny sal reageer. So ek kies hierdie en hierdie kies ek nie. Nee, dit maak net nie sin. In my gebroke menswees maak dit nie vir my sin nie. God uitkies en sê jy is reg, jy is nie reg nie. En ek weet God is God en hy is volmaak. Maar ons moet die uitverkiesing reg verstaan. So 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. 1 Korintiërs, so Paulus skryf aan die Korintiërs, hy sê God is getrou en hy het julle geroep om in gemeenskap met sy seun te wees. So die vorige vers sê baie is geroep, maar min uitverkies. Efesiërs 1 vers 4 sê. Nou en hier is 'n ontsaglike belangrike vers. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dis 'n ontsaglike belangrike ding dat ek en jy dit sal raak sien. En wat belangrik is, soos hy Vader ons in hom. Nou wie's daai in hom? In Christus. So, Vader het ons in Christus uitverkies. En Christus is die enigste uitverkorene. En in Christus, elkeen wat, met ander woorde, tot bekering kom, wat ja sê, baie is geroep, maar min uitverkies. Baie is geroep, maar nie baie reageer op die roep nie. God sê, ek wil nie dat een verlore sal gaan, maar tog weet ons, baie sal verlore gaan. Hoekom? Want hulle draai nie weg van sonde af, terug na Jesus toe nie. Hulle kom nie tot bekering nie. Hulle gee nie hulle hart en lewens aan God nie. Hulle erken nie Jesus Christus sy heilswerk nie. Hulle kom nie tot wedergeboorte nie. Die oomblik as ek Christus kies, is ek in hom uitverkies. Hy is die enigste uitverkorene van God, die enigste. So in hom is ek uitverkies. As jy 'n kind van God is jy in Christus uitverkies. Nie in jouself nie. Nie in jou eie vermoë en jou eie krag nie. In Christus alleen. Hy is die uitverkorene van God. En die oomblik wanneer ek onder hom in beweeg en hy my toevou en hy, soos hy vir ons sê in ons laasweek na die teks verwys, ek in hom en hy in my, die oomblik as dit gebeur is ek uitverkies. Nie omdat ek gekies is nie, nie omdat ek gekies is nie, maar omdat Christus gekies is ek uitverkies. En dis wat dit beteken om uitverkies te wees voor die grondlegging van die wêreld. So God het nie voor die grondlegging van die wêreld gegaan en gesê, Kobus, Piet, Gert, Hy het voor die grondlegging van die wêreld gesê, Jesus, ek kies jou. En in jou, voor die grondlegging van die wêreld, is elkeen wat sal reageer op jou roep. Elkeen wat gaan reageer op jou roep, is uitverkies in jou. So dit beteken, dat as ek my hart aan hom gee, en ek gee my lewe aan hom, is ek 'n uitverkorene. As ek dit nie doen nie, is ek nie uitverkorene nie, want ek is nie in Christus nie. So ons ontvang die Heilige Gees, nie tot redding nie, en ons moet verstaan, Heilige Gees gaan my nie red nie. Ek ontvang Jesus, die bloed van Jesus Christus. Die ontvangs van die Heilige Gees speel 'n geweldige groot rol in wedergeboorte. En dis Heilige Gees wat my gees
nuut maak en wedergeboorte en my gees lewe gee. Nou laas ek het ons gepraat van die handskoen. Ja, dis Heilige Gees wat vir my daai lewe gee. Ek kan niks doen op myself nie. So sonder Heilige Gees, sonder wedergeboorte, kan ek niks doen aan die koms van Heilige Gees nie, maar dit is nie vir my bedoel nie, dit is bedoel vir die kinders van God. So diegene ontvang van Heilige Gees staan direk in verband met redding en verlossing. Dit is hulle wat tot geloof in Christus gekom het, wat wedergeboorte gesmaak het, wat die Heilige Gees kan ontvang, wat die belofte van Heilige Gees kan ontvang. Jy kry Heilige Gees die oomblik jy tot bekering kom. Hy woon in jou, is deel van jou lewe. Lukas 11:13 sê, as julle dan wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader, die hemelse Vader, die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Elkeen wat 'n kind van die Vader is, kan hom vra vir Heilige Gees en hy kan dit ontvang. As ek 'n wedergebore kind van God is, is Heilige Gees in my. So met ander woorde, as hy in my is, hoekom moet ek vra vir hom? Dit gaan oor die belofte. Dit gaan oor die vervulling met Heilige Gees. En ons sal in die res van die reeks, hierdie is alles, maak 'n pakket saam, sal ons praat oor wat beteken die vervulling met die Heilige Gees en hoe ontvang ek die Heilige Gees. So ons gaan daaroor praat. Ons moet net verstaan, dit is belangrik dat ons verstaan, dit kom my toe. Ek kan hom vra vir 'n Heilige Gees. Ek kan hom vra, Here, kom vul my. Dan die belofte van Heilige Gees op myne word. Vul my met die volle en die totale heerlikheid van Heilige Gees. Johannes 7 vers 38 en 39 sê, hy wat in my glo, jy kan nie glo sonder Heilige Gees nie. Soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die wat die Gees sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dis reddende geloof gaan die ontvangs van Heilige Gees vooraf. Ek kan nie gevul word met Heilige Gees. Ek kan die Heilige Gees ontvang sonder bekering, reddende geloof nie. So, die oomblik, wanneer ek tot bekering kom, dan kom Heilige Gees in my in, hy wederbaar my gees, maak hom splinternuut en maak my gees lewendig. So dan lewe my gees vir die eerste keer regtig. Want as gevolg van sonde is my gees dood. Hou die handskoen, hy is daar, maar eers wanneer die hand in die handskoen ingaan, het hy lewe. So Heilige Gees is in ons. En nou kan ek gaan en sê, Here, ek het hierdie verwagting vir die belofte van Heilige Gees. Hierdie spesiale kom van Heilige Gees wil ek ook in my lewe ervaar en in my lewe beleef. Daai wonderlike werk van God, die een van die grootste genadewerke van God, om Heilige Gees vir jou en my te stuur, sodat ek kan aangedoen word in krag, en ons sal sien wat gebeur wanneer ons vervul word met Heilige Gees, ons gaan daaroor praat. Dis die werk, dis die koms van Heilige Gees. Vader, dankie dat U Heilige Gees gestuur het. Dankie Jesus dat U die belofte van die koms van die Heilige Gees en van die Vader gebid het en dat U Heilige Gees stuur. Dankie Heilige Gees dat U kom en dat U ons vul en volmaak met die heerlikheid van ons God. Dit is so magnifiek en ons begeerte is daarna, om vervul te wees met die volle heerlikheid van die Heilige Gees. Dankie dat U ons daarmee help. Ons eer U en ons loof U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Deur ons paar gaan ons volgende week, of die volgende sessie, bietjie gesels oor die beskrywing van die koms van die Heilige Gees. Die verskillende terme wat gebruik word vir die koms van die Heilige Gees. Ons lees oral in die Bybel en ons moet dit kan verstaan. Wat beteken elkeen en hoe dit met ons lewens te doen het.